Indien ek vandag 'n kerk was wat graag die digitale wêreld wil betree, maar wat nie noodwendig die hulpbronne of die begroting het nie, waar sou ek begin? Hallo julle en welkom by die tweede episode van Kreatief. My naam is Denyn. Ek is 'n kreatiewe regisseur / kreatiewe inhoud-kurator of soos dit verseker beter klink in Engels, die Creative Content Curator hier by Ag. En ek is passievol daaroor om bedieningsruimtes en mense in die algemeen te help om die evangelie met kreatiwiteit, egtheid en passie te deel. Eerstens wil ek net dankie sê vir die terugvoer op ons eerste video. Dit is so lekker om te hoor hoe selfs ons eerste video reeds baie daarmee help om die AI monster vir julle 'n bietjie kleiner te laat lyk. Vandag se vraag is, waar begin jy? En hierdie vraag is veral gemik op bedieningsruimtes wat nie 'n mediaspan of 'n begroting vir groot kameras het nie. Een ding kan ek vandag met sekerheid sê. Digitale kommunikasie hoef nie 'n duur affære te wees nie. Toerusting kan jou kommunikasie verseker na 'n volgende vlak neem, maar jy het dit nie nodig om 'n impak te maak nie. So, moet dit nie uitstel omdat jy wag vir die regte toerusting, al die geld in die wêreld of wat ook al jou laat wag nie. Begin waar jy is met wat jy het. Ek glo die Here vra daagliks vir ons, wat het jy in jou hand? So daarom vra ek in hierdie oomblik vir jou, wat het jy in jou hand? Al wat jy kort om te begin is 'n selfoon, gratis platforms en die grootste hulpmiddels van ons tyd, kreatiwiteit en egtheid. En kom aan, al hierdie dinge is tot elkeen van ons se beskikking. So kom ons begin by dit wat reeds gratis is. Sosiale media platforms. Platforms soos Instagram, Facebook, TikTok en YouTube is alles platforms waarvoor jy nie een enkele sent hoef te betaal om 'n profiel vir jou kerk of vir jou bediening te begin nie. Ja, daar is natuurlik dinge soos betaalde advertensies en ander kostes wat jou kan help om meer mense te bereik, maar ek was nog altyd van die mening dat geen goeie stuk inhoud kan geïgnoreer word nie. Wanneer iets met jou hart praat of van waarde is vir jou as mens of 'n impak het iewers in jou lewe, dan sal jy dit nie kan ignoreer nie. Daarom maak ons as egspan baie staat op kreatiewe inhoud wat lei tot organiese groei. Wat beteken dit? Ons post miskien nie elke dag nie, maar ons maak seker dat die inhoud wat ons wel skep, sinvol is en op so 'n onvermydelike level met ons praat, dat ons weet dit met mense daar buite gaan praat. Ons hoef nie geld op die boosting van posts te spandeer nie, want ons gemeenskap wil ons inhoud met ander deel, as gevolg van die impak wat dit op hulle gehad het. Daarom is die natuurlike nagevolg dat ons inhoud en ons profiele en die spasies waarby ons betrokke is, organies groei. Ek hoop dit maak sin. So, jy kan 'n profiel op Instagram, TikTok, Facebook en YouTube begin sonder om enige geld uit te gee en jy kan vir mense vertel van die Here. Moet ook nie in die virality trap vasgevang word nie. Moenie fokus op nommers of hoe ver jou inhoud travel nie. Fokus daarop om met een persoon te praat oor die Here. En asof hulle reg voor jou sit, vertel hulle van Jesus en nooi hulle om in 'n gemeenskap, in jou bediening te kom leef. En kyk dan wat gebeur. Ons kan die wêreld verander, ons kan die digitale wêreld verander. Okay, waar was ek? Gebruik dit wat reeds gratis is. Saam met dit wil ek net hierdie sê, jy het nie 'n webwerf nodig nie. Dit is werklik nie die belangrikste ding nie. 'n Webwerf maak baie dinge maklik, maar dit kan baie duur wees. Indien jy nie die fondse het nie, moenie dat dit jou hoof fokus wees of jou terughou nie. 'n Webwerf is nie die ding wat mense oortuig om vir Jesus te volg nie. Soos ek sê, ja, dit gee inligting deur oor dit wat julle doen, maar dit is nie noodsaaklik nie.
Daar is ander maniere waarop mense meer oor jou kerk of bediening kan uitvind. En een van die grootste maniere is wanneer iemand vir iemand anders van jou vertel. Vir iemand op hulle fone wys hoe baie jou boodskap met hulle gepraat het, of watter verskil julle as bediening binne 'n gemeenskap maak, en dan self besluit om deel van die verskil te wees. Jy hoef regtig nie so baie fokus te plaas op jou organisasie of op jouself nie. Die fokus behoort op Jesus en sy lewe te wees. 'n ander ding wat gratis is, in die sin dat jy nie meer geld daarop uit hoef te gee nie, is jou selfoon, en ek glo ons elkeen het een. Laat elke instrument wat asem het, die Here loof. Jou selfoon is ook 'n instrument. En kom ons wees eerlik, ons gebruik ons selfone nie om die Here te loof nie. Maar daar is so baie mense en organisasies daar buite wat die Here wel daarmee loof. En ek dink ons moet ook op daai trein klim. 'n belangrike punt wat ek hier wil maak is dat digitale kommunikasie gaan nie net oor sigbaarheid nie. Dit gaan oor disippelskap. En as jy ons vorige video gekyk het, sal jy reeds weet wat ons daarmee bedoel. Gaan kyk die video gerus. Maar soos ek in daai video gesê het, dit gaan daaroor om mense, veral ons jonger generasies wat super baie tyd op hulle skerm spandeer, te bereik en dan in te nooi sodat hulle Jesus beter kan leer ken, nader aan hom kan beweeg en uiteindelik wil hê wat Jesus vir ons wil hê, 'n gemeenskap wat onvoorwaardelik liefhet en almal innooi om hierdie beautiful ding wat ons die lewe noem, saam te doen, om die Here saam te aanbid vir wie hy is. Praat met mense se harte en nooi hulle dan in om in gemeenskap saam met ander en saam met Jesus te leef. 'n Paar voorbeelde van inhoud wat jy op hierdie platforms kan skep is 3 vrae om jouself te vra na Sondag se boodskap. Jy kan 'n video reel daarvan maak, 'n carousel of 'n post, en indien jy nie weet wat hierdie goed is of hoe dit werk nie, do not fear, ons sal op 'n stadium meer hieroor deel, of natuurlik is YouTube ook 'n goeie vriend vir uitvind. 'n Tweede stuk inhoud is, hier is hoe jy vir iemand kan bid wat deur 'n moeilike tyd gaan, en dan weer eens kan jy dit in die verskeie formate opneem of skep. 'n Derde een is wenke vir hoe om tyd saam met God in te ruim in jou besige skedule, iets wat ek glo ons almal ook nodig het. Al hierdie inhoud en platforms help mense om verder as net Sondag geloof te beweeg. God gebruik alles om met sy kinders te praat en om die verlore skape te vind, en ek dank die Here daarvoor. Okay, so ons het nou gepraat oor die gebruik van dit wat reeds gratis is, aka sosiale media platforms en jou selfoon, as ook 'n paar voorbeelde van hoe jy dit kan gebruik, inhoud wat jy daarmee kan skep. Kom ons beweeg nou na 'n laagkoste of selfs gratis super duo wat ek elke dag gebruik vir die skep van inhoud. Canva plus ChatGPT, jou nuwe bedieningstegniek. So Canva is 'n aanlyn grafiese ontwerpplatform waarmee jy maklik ontwerpe en 'n magt om ander dinge kan skep. Van plakkate en sosiale media plasings tot aanbiedings en logos ensovoorts. Dit is gebruikersvriendelik en bied honderde template of templates wat aangepas kan word vir enige kreatiewe behoefte. ChatGPT aan die ander kant is 'n kunsmatige intelligensie hulpmiddel wat jou help om vinnig en maklik antwoorde te kry, idees te ontwikkel, tekste te skryf en selfs komplekse probleme op te los. Dit werk soos 'n slim geselskap waarmee jy kan praat oor enige iets, van huiswerk tot en met kreatiewe projekte. En het jy geweet, vir die van julle wat wel al met Canva te doen gekry het, Canva is gratis vir nie winsgewende organisasies. Jy kan gaan na canva.com/nonprofits en jou kerk registreer as 'n NPO. En so kry jy dan toegang tot al die pro-funksies en dit is gratis omdat jy geregistreer het as 'n NPO. Jy kan enige iemand op jou span nooi om deel te wees van jou Canva span deur middel van hul e-posse. Die aantal mense wat jy op jou span kan nooi is ook onbeperk en hulle elkeen kry hul eie privaat profiel waarop hulle kan werk. Dit is 'n bargain. Mense moenie hierop slaap nie.
En dan nou met ChatGPT kan jy ook die gratis weergawe gebruik. Jy sal natuurlik beperk wees in terme van die hoeveelheid inligting wat jy binne 'n bepaalde tydperk kan bekom wanneer jy die gratis weergawe gebruik, maar dit dra verseker groot waarde vir jou en kan help met dinge soos die skryf van opskrifte vir sê nou maar jou YouTube video's. Dit kan vir jou idees gee vir boodskappe of jou boodskapnotas vir jou opsom of dit kan jou boodskap vir jou verfyn. ChatGPT kan jou help met sosiale media byskrifte, idees vir posts, sowel as die konstruksie daarvan, ensovoorts. Mense, die moontlikhede is onbeperk. Dis hoekom ons julle wil inlig en bemagtig. Canva was ook nou onlangs met ChatGPT geïntegreer. So nou kan jy vir ChatGPT vra om jou te help met ontwerpe vir jou online platforms. Ek dink daar is 'n klompie verfyning wat nog moet plaasvind met hierdie funksie, maar die AI-funksies binne Canva self is reeds massief. Maar ek sal meer hieroor deel in 'n ander video waarin ek vir jou gaan verduidelik hoe jy en jou kerk of jou bediening hierdie super duo, Canva en ChatGPT, optimaal kan gebruik. Jou bediening het miskien nou net 'n nuwe assistent gekry en dit is gratis. Nou, kom ons praat oor YouTube. YouTube is meer toeganklik as wat jy dink. Jy het nie duur toerusting nodig om dit te gebruik nie. Jy kan begin met jou selfoon, gratis video editing sagteware soos byvoorbeeld CapCut of Canva self of YouTube self. En op YouTube kan jy langer formaat video's deel, soos byvoorbeeld boodskappe, Bybelstudiereekse, Bybelskole, getuienisse, die lys eindig nie. Nou, hier is weer eens 'n belangrike punt. Verhoudings is die nuwe strategie. 2025. Almal praat altyd oor trends en algoritmes, maar in 2025 sien jy hoe dit al minder saak maak. Wat saak maak is verhouding. Egte, opregte verhouding. Mense commit vandag eerder tot mense en egte community as instansies, organisasies. Hierdie is belangrik om te onthou. Jou predikant wat eerlik 'n storie of boodskap deel of 'n personeel of gemeentelid wat 'n getuienis deel, is baie kragtiger as enige advertensie of kennisgewing of enige iets wat die marketinggurus sê jy moet gebruik. Bou verhouding met jou gemeenskap deur kommentaar, boodskappe en volgehoue egtheid. Praat met mense asof hulle reg voor jou sit. Nooi hulle in net soos hulle is en ontmoet hulle daar waar hulle is. En dan beweeg jy van aanlyn bediening na 'n uitnodiging na 'n nie geïsoleerde in-persoon ervaring en spasie en gemeenskap. Community. Julle gaan dit nog baie op hierdie kanaal hoor. So in terme van YouTube, dink ek dit is belangrik dat ons nooit moet fokus op kykers nie. Fokus op volgelinge van Jesus. Ek sien aanlyn al hoe meer hoe Christene verskriklik baie fokus op image en getalle en geken wees. Doen jy net wat jy moet met dit wat jy in jou hand het. Vra die Here om jou leier te wees in hierdie spasie en gaan maak disippels. Gebruik die aanlyn wêreld om mense 1 voor te berei vir Sondag, na Sondag te verdiep en tussenin Sondag te herinner daaraan om met hulle vriend Jesus oogkontak te maak. Ons is die lig van die wêreld, nie net van die gebou op Sondag nie. Dit voel asof ek hier moes stop, maar ek het nog 1 punt en ek hoop regtig dat die inligting sover vir jou van waarde is. So, wat van regstreekse uitsendings of live eredienste soos jy dit dalk mag ken? Een van ons spanlede werk aan 'n volledige gids hieroor en hopelik gaan ons ook binnekort 'n werkswinkel of konferensie kan aanbied waar ons meer uitbrei oor alles kreatief en kommunikasie binne bedieningsruimtes. Maar ek wil net by hierdie punt sê, regstreekse uitsending is nie noodsaaklik nie.
Jy kan 'n boodskap vooraf opneem en dit op 'n Sondag op jou YouTube kanaal vrystel. Of jy kan jou Sondag boodskap opneem en hom na die tyd vrystel. Daar is altyd 'n manier. Jy moet net beplan en tyd maak. Iets wat min mense wil doen, as ons eerlik is. Dan Coe sê, everybody wants to be a creator, but not everyone wants to be creative. Want kreatiwiteit vra passie. Dit vra harde werk. Dit vra intentioneel wees. Dit vra dat jy tyd maak. En ek wil net weer sê dat deel van jou intentionaliteit met digitale kommunikasie behoort te wees dat jy inhoud skep wat mense na in-persoon betrokkenheid nooi. Uit isolasie in gemeenskap in. Ons het mekaar nodig en mense is verskriklik eensaam. Ek wil afsluit deur om te sê, jy moet nie noodwendig 'n cost-cutting approach tot alles in bediening hê nie. En met cost-cutting bedoel ek moenie kostes oral probeer sny nie. Party bedieninge kan waaragtig sekere goed bekostig, maar maak van geld 'n afgod. Ons moet altyd daarin belê om te dien en uit te vind hoe daardie bediening verder as geboue en gemaksones kan strek. Daar is groot waarde daarin om in die regte kommunikasiehulpbronne te belê. So asseblief hoor my reg. Wat ek wel sê is dat indien dit die geld is wat jou terughou omdat daar 'n tekort daaraan is of omdat daar belangriker dinge is waarvoor die geld gebruik word of omdat daar net 'n tekort aan hulpbronne in die algemeen is. Of miskien is jou span oorlaai met werk. Kyk altyd na dit wat moontlik is. Daar's altyd moontlikhede. Die online wêreld is nie die vyand nie. Dis dalk jou volgende sendingveld. Moenie wag vir 'n perfekte studio of span of stuk toerusting nie. Begin met jou selfoon, jou storie en die hulpmiddels wat reeds binne jou hele bereik is. Begin met dit wat jy in jou hand het. Ons hoop hierdie video was vir jou waardevol en indien dit wel was, onthou om die video te like en te subscribe tot ons kanaal. Dit help dat ander mense ook ons inhoud raak kyk. Deel die video met iemand of met 'n bediening wat jy dink groot baat by die inhoud sal vind. En laat weet ons ook gerus indien jy vrae het of indien jy idees het vir ander video's wat ons kan skep om bedieningsruimtes verder te help. Soos wat ek altyd sê, onthou, die evangelie is nie beperk tot 'n dokument nie en die kerk is nie beperk tot 'n gebou nie. Tot volgende keer, wees kreatief.